Ek kom kuier vandag saam met Droughtmaster SA by Stompie en Elrie oor die vuur en dan gaan 'n bietjie by Stompie uitvind wat jy hierdie jaar van die Droughtmaster kant af op sy veiling kan verwag, wat vir jou voorlê en dan ons gaan 'n bietjie kyk na lyne, na diere wat spesiaal maak en die prentjie wat by mekaar kom. Stompie, goeiemôre van dit. Lekker jy Dennis. Ja, lekker. Mooi. Stompie sterk veiling op jou opkom. Jy's nou al 'n paar jaar besig met Droughtmasters. Ek wil gou vir jou vra, as daai eerste prent wat jy gesien het, jy vroulike dier gesien het in jou kop van 'n Droughtmaster moet wees. En dit is wat dit jy nou op jou veiling gaan doen. Hoe gaan daai prentjie vir jou lyk wat jy wil hê? Hy begin nou toe kom. Ek dink hy sal nooit seker regtig wees wat hy wil wees nie. Maar ek dis te so was toe boer om daai prentjie te teel. Ek weet nie of ons ooit dit van gereg kry nie, maar ek moet sê dit waarmee ons begin het 10 jaar terug, 12 jaar terug en daar was nou is dink ek kan ek definitief sien begin die goed regtig in 'n rigting om te beweeg en ek voel dit is belangrik dat 'n Droughtmaster moet lyk soos 'n Droughtmaster en dis wat ons probeer regkry so. Jy het seker 'n lyn begin wat jy gesê het jy daai tyd gedink het hierdie gaan my prentjies skep. Wat is daai lyne en kyk daai lyne wat jy nou aanbied as jy kyk na hierdie katalogus en doen? Ja man, ons kudde is gebou op 'n handvol regtig sterk moederlyne. Ek dink dit is tog maar waaroor studie wat gaan is maar eintlik oor die koeilyne en koeifamilies. So ja, as dit ek het dit probeer voorspel hier in dit wat ons nou op die veiling sit. Maak ons 'n venster oop vir mense om in daai koeifamilies in te koop wat vir ons regtig baie goed doen. Ek het 'n sterk uitgangspunt dat ek wat ek op 'n veiling sit moet iets wees wat vir iemand anders gaan waarde toevoeg in sy kudde. So dit is wat ons probeer doen jaar na jaar en hierdie jaar is nie anders. Stompie, ons het nou gepraat, ek net seker maar as jy kyk na hierdie colours wat langs hulle staan, dan is dit maar net ongelooflik wat langs hulle staan en wat hulle speel. Dit is net spesiaal. En selfs die ou koeie, daai ou koeie beproefde goede. Dit is die ouens wat môre wil begin, seriaal. Wat se van daai goeders kan ons op die veiling verwag? Ja, jy sien Tinus, ek het hier's regtig beproefde goeders. Ek het so een sy's van die begin af 'n sweetheart van my gewees. Sy's wel as is amper 10 jaar oud. Ek weet wat ons eie programme was en goeders, maar ek wou graag opgesit het om te wys wat die Droughtmaster as 'n ras kan doen. Die koeie is nou amper 10 jaar oud, so ek nou gesê het, sy is weer 8 maande dragtig, sy gaan nou haar agste kalf hê. En sy staan met 'n kalf langs haar, ons het hulle eergister geweeg, ek dink die kalf weeg 350, 360 kg. So ek wil graag vir die mense daar buite wys wat die Droughtmaster as 'n ras kan doen. Maar dan ben ik dat in een economische sin maak en of commerciële economische maak. En het is precies kom jij in die Droughtmaster te kopen. Ja, nee, verseker. Ek ben alles wat ons doen. As dit nie kommersieel sin maak nie, dan moet ons ophou om dit te doen. Ek is baie sterk daaroor. Ek koei moet kalf. Sy moet 'n ordentlike kalf kan speel. Maar dit is die volhoubaarheid van die ras, van enige vleisbeesras. As hy nie gaan werk vir kommersiële ou nie, gaan jy hom nie, hulle is nie stupid. Ek dink 'n mens, jy vang 'n kommersiële ou een keer met 'n swak dier in die ween en dit is nie volhoubaar nie. Ons is nog jonk, my kinders moet oorvat die by ons en hulle wil oorvat, so dis vir belangrik om 'n volhoubare bees te deel wat die ou wat hom koop moet regtig voel hy kry waarde vir geld vir wat hy koop en laat dit waarde toevoeg tot sy hele kudde. Stompie, as ons kyk, julle neem altyd maar baie foto's en video's en dinge, probeer te maak om te kies. Probeer maar vir ouens wys as jy prentjie van die diere op die plaas. Dit is my 'n mooi voorbeeld van wat ek sien. Het jy so 'n paar voorbeelde wat ons kan kyk? Ja, Tinus, ek het hierso Lot 4, die eerste Droughtmaster wat op die veiling kom is 'n vers wat dis baie mooi vers. Ek voel so vir jy wil haar soen gee. Sy is mooi vroulik en stylvolle goeders. Sy het nog al 'n pioneerdogter wat baie skaars is. Dis 'n direk Australiese bil uit een van ons top koeie uit 13408. Haar het ek gekoop by Skalkburger en Skalk het daar weer gekoop by Johan Pastorius. So sy diep spore getrap in Johan se kudde en by Skalk en hier by ons ook. Dis regtig een van ons
top koeie. Een van haar seuns is ook een van die top bulle wat op die veiling is. So ek dink dis nog 'n spesiaal. Dit is spesiaal, dis nie net 'n mooi voorbeeld, maar dit is spesiaal. Ja, maar dis die prentjie waartoe ek wat ek graag wil sien eendag. Sy daai bietjie oor bietjie daai draadmaster. Ja, sien dan sien jy draadmaster. So ek hou baie daarvan. Ek stond met die weiders deurblaai, maar ek het gevra, dit is nogal iets wat veel belangrik is, daai oor daai bietjie gehardheid wat saam met die vleis voor die tyd te kom. Verseker. 'n draadmaster moet lyk soos 'n draadmaster. 'n Toyota bakkie lyk soos 'n Toyota bakkie en 'n Ford lyk soos 'n Ford. Daar's so soveel verskillende rooi rasse in die land. So ek dink behalwe vir die funksionele eienskappe wat die draadmasters het, dink ek is belangrik dat hy moet lyk soos 'n draadmaster. Anders waarmee is ons besig. So dis vir my is dit belangrik om die funksionaliteit heel eers te stel, maar saam met dit moet hy lyk ook soos 'n draadmaster. Kijk, as ons so 'n bietjie wat sê naas 'n mooi koei waarna jy loer. Ja, lot 12A en B, dis 'n jong koei met haar tweede kalf nou. Sy is nou dragtig met haar derde kalf. Sy het 'n ongelooflike silver bullet verskalf langs haar. En sy's 'n suster uit dieselfde ma uit as een van die bulle waar ons ook nou oor sal gesels, 2140 wat nog een van ons ek dink is dalk moontlik een van die top bulle op die veiling, so uit dieselfde koei uit. So dit sê ook weer daai koei lyne werk. Sy gaan weer terug na ouma's 1281 gewees en agtertoe gaan dit na 3075 toe. Dit was ook een van die res se top inbreuk koeie gewees. So wys ou bloed lieg nooit nie, daai kom van ver af kom dit deur en ja, ek moet sê sy het regtig 'n besonderse verskalf op langs haar ook 'n groot is vir my 'n mooi voorbeeld van die koei-kalf verhouding wat die draadmasters kan doen en ook ja, wat eintlik 'n getuigskrif is van die goeie melk by die draadmasters. So as jy bereid is om so iets te verkoop, is jy weer bereid om seer te kry. Dit Ja, is onmoontlik om so 'n jong versie werk te doen. Gewin seer kry by die veiling so. Ons doen dit nog, dis hoekom dis hoekom ons dit doen. Ja. As ons kyk na die bullekant van dinge, die bulle is waaroor vir 'n groot deel van die ouens gaan en ons as jy ouens die kommersiële uitkom, ja, jy gaan nie nog twee van jou top bulle verkoop aan 'n stoet, maar die res van jou bulle wil jy hê met die kommersiële omkoop en hulle omkoop vir 'n goeie prys wat vir ons sin maak. Dit is waarvoor jy tog in die draadmasters moet kyk daarmee. Maar kom ons kyk net na van die bulle wat die ouens regtig oog kan vang as 'n tipiese voorbeeld is vir die draadmaster. Ja, jy sê ek gaan sommer begin by die bulle begin by lot 51, begin die draadmaster bulle. Die eerste een wat ons op het is 'n bul wat ek baie van het. Dis hy's breed, hy's sterk oor sy toplyn, hy lekker been, hy ook 'n spoenskop, ook 'n bietjie oor. Baie goeie bul. Ek hou regtig baie van hom. Hy's uit dieselfde koei familie uit as die ou koei wat ons op die veiling het wat ek net ervan gepraat het wat een van ons inbreuk koeie was. So dis regtig is 'n bul wat ek dink wat sal goed doen enige plek in die land. En ja, sal waarde toevoeg daar waar hy gaan. Net na hom het ons lot 52 is 2140. Dis nog is 'n lekker bul. Dis 'n bietjie korter op die been, maar is 'n dik gat, dik en diep oor en hy dra vleis. Dis 'n silver bullet seun. Die bul wat ek in Johannes stories saam in vernootskap het. So dis ook 'n bul wat ek dink regtig vir 'n spesifieke job uitstekend sal doen. Dis 'n bietjie 'n korter bul, maar ek dink dis genuine net omdat hy daai testosteron het so vroeg ingeskop. Jy sal sien ook op sy kop en hy het so kaal kop. So hy loop die hele dag en muurskoop rondstoot en soek na ons as oralster. Want ek hou daarvan. 'n bul moet vir jou wys hy's 'n bul. Hy moet 'n presence aan hom hê en hierdie bul het 'n regte presence. Maar beweeg na early maturity. Die meeste van jou stoetouers soek daai tot hulle. Ja. En in die kommersiële mark en dit is eintlik perfek vir daai ouens wat jou breedte, lengte opsit. Ja. Maar jy het nie langer bene nodig om vleis te deel. Nee. Ja, been is ook weer Johan Pastorius wat hy gesê het.
iemand het vir hom weer gesê, 'n bees moet net hoog lê. En ek moes daaroor dink en wonder hoe moet 'n bees nou hoog lê, maar hy moet net hoog wees as hy lê langs, dis hy dik is. So as hy staan, dan moet nie plek wees vir die wind onder. Stompie, kom ons kom so na die volgende een toe. Doel 53, ek sien hulle lyk amper almal identies op die foto's. Maar as ons gaan kyk na hierdie lotte, Doel 53, dan is dis lyne wat die van begin af saam kom en dis bekende lyne wat mense al omtrent elke draad as 'n veiling dan hoor hier kom iets weer. Toe ons begin het by Spinnpad in 2012 by my van 'n neste veiling het ons 17 koeie gekoop en een bul 505 wat ek dink wel diep spore by in elke kudde in die land omtrent al getrap het. Ek het nou weer gekyk, ek dink dit iets so 700 nageslag wat op die boeke is. So ja, hierdie goeders hulle gaan terug. Daar was 'n koei wat om Johan gehad het, ou 510 wat ook een van sy uitstekende koeie was. Dis nou aan die moederskant sy teruggegaan na 2073 toe. 2009. So dis alles goed wat Johan van der Nest se fondasie was, wat die Considerata kudde op gebou was. Dis nou aan die moederskant, vaderskant is 505 wat van Johan afkom, 1748 wat ook van hom afkom het. Seker sy is ook nou nog iets, sy is 14 jaar oud die koei. Sy is ook weer dragtig as hy nou weer kalf. So dis baie sterk Considerata lyne, baie goeders wat Johan van der Nest daai tyd gebou het en hy praat was hy het hulle gebou. Ons probeer ons bes om hulle verder so goed as moontlik vorentoe te bou. So ja, dis maar meeste van ons diere, ons hele kudde is eintlik maar basies gebou op daai Considerata lyne van Johan. Want ongelukkig as jy daai as jy lotte kyk en wys vinnig iemand van nie baie moeilik agterkom, maar dit beteken jy begin 'n prentjie kry, jou diere begin na jou vorm kry. Dit is lekker om dit te sien. Ja, jy dit al het, maar dit raak nou nogal moeilik. Ja, nee. Dis baie belangrik dat iemand laat ons beeste met 'n ons sit ons brandmerk op die ding. So ek wil graag hê as hy gaan met iemand weet, daai is 'n hotspot beeste. Dis die tipe waarvoor hulle teel. Dis wat hulle like en ek dis baie belangrik om in 'n rigting op te teel. Dit help jy hier een wat so lyk en daai een wat so lyk. Ek dink dit is 'n vermeerdering van goeders. Ek hou daarvan om regtig in 'n rigting te probeer gaan met wat ook al ons doen hier so op die plaas. Die kommersiële hoeveel bulle het jy op die veiling? Ek weet die ouens wil nie ver ry vir niks nie. Hoeveel bulle is op die draadmaster bulle so die veiling aan ons kyk? Ons het daar so 30 bulle. Daar's 30 bulle en sê ek dink in 'n kommersiële opset. Dis eintlik maar die ouens vir wie ons kyk is die kommersiële ouens. Ek dink dis die volhoubare mark. Ek dink dit is die volhoubaarheid van die draadmaster is die kommersiële boer wat ons bulle gaan koop. So ek wil regtig probeer ons om goed wat in die kommersiële mark sal goed doen in die mark te sit. So die bulle dis sterk bulle, dis almal is min of meer 3 jaar oud bulle, klaar gewissel. Alles weer op die veld aangepas, op hoe hy en goeder, so is nie dat hulle meelpense hier uitgaan en gaan uit mekaar uitval waar hulle kom nie. Dis harde sterk bulle wat sal goed doen daar waar hulle gaan. Ja, so weer voor ek vir tot sien dit weet ek ook van jou, jy het al 'n paar jaar terug gesê, maar dis ook my bulle voer, dis ook my diere voer voor 'n veiling en hulle begin die nader aan die veiling begin hulle meer die voer kry, seker te maak dat as dit van hier af gaan, hulle gaan help dat hulle nie op mekaar val nie. Veral in hierdie jaar dat dit so vrek ongelooflik droog is, dit is nie 'n maklike jaar nie. Doen jy nog steeds, kan jy nog steeds kyk hoe dit lyk? Ons doen dit nog steeds op dieselfde manier. Ek dink is 'n manier wat werk. Terugvoer wat ek kry van ouens wat ons beeste koop is positief en is goed. Hulle sê die bulle hou in vergelyking met ander rasse en goeders en ander ouens se beeste wat hulle koop, sê hulle hou ons goeders goed op die veld. So ek dink is 'n stelsel wat werk. So if you don't broken, why fix it? Ja, daar was al soos voel ons ook natuurlik help en dit is nog baie moeite so dit van nie die hoë. Ja, definitief. Ja, soos wat ons doen is as planne agter of redes agter alles wat ons doen. So. Stompie, dankie vir jou tyd. Ons gaan 'n bietjie later 'n bietjie mooi kyk
of 'n paar breekies sit en kyk nou deur hulle loop, maar ek is nie baie in die veiling. Dis reg. Stompie baie dankie. Sien jy met die veiling, dit is natuurlik die 5de nie. Ja. Kyk, sien jy die 5de, ook Oudklins, Ventersdorp, as jy half van Pretoria se kant af kom, en 14, kan hom nie mis nie, sien jou daarso, dit gaan 'n goeie veiling wees, en maak seker, jy vind meer uit, en dan sit nou vir jou al die besonderhede hieronder, die katalogus, alles is reeds beskikbaar, en dan jy kan dit reeds aflaai. Tot die volgende keer, totsiens.